Nou ja, gewoonlik kuier ons in die graffiti boekwinkel by die Zambesi Junction in Montana, Pretoria, maar Leonie van Rensburg het besluit om vandag sommer hier by my in die ateljee te kuier. So Leonie, welkom. Baie dankie Elsa, is lekker om hier te wees. En ek het sommer 'n plan gemaak met 'n boekrak. Ek hoop jy hou daarvan. Ek hou baie daarvan. Nou ja toe, onthou dat jy ook 'n kans staan om hierdie boeke wat ons vandag bespreek ter waarde van R1000 te wen. So maak seker jy bly ingeskakel vir daai kykersvraag wat ons 'n bietjie later gaan deel. En indien jy hulle wil bestel, is hulle ook beskikbaar aanlyn by graffitibooks.co.za. Leonie, met watter boek begin ons vandag? Ons gaan vandag afskop met die splinternuwe Helene de Kok. Die titel daarvan is Die Man van Elders. Nou, hierdie storie handel oor Jean Botha en hy verkeer tans elders, iewers en tegelijkertijd nêrens. Na 3 jaar op 'n passasiersskip smag hy na 'n plek wat syne is en waar hy gewoon mens kan wees. Die oomblik toe hy terug op eie bodem vir Renette Brink op die in Stellenbosch ontmoet, weet Jean egter een ding is verseker, hy sal haar nooit kan vergeet nie. Maar Renette is verloof aan Martin Hoogendijk en hy is 'n gesiene boer van die Oos-Vrystaat. Toe Duncan Weston aanbied dat Jean op sy plaas naby Bethlehem gaan toesig hou, gryp hy hierdie geleentheid aan. En daar slyp hy sy kunsttalent en hy begin sy werk aan gallerye verkoop. Maar intussen broei onheil in die pasgetroude Hoogendijk se huis. Die charmante Martin, wat met sy fyn ingesteldheid en hoflikheid selfs Renette se predikantspa beïndruk het, verander in 'n vreemdeling. Hierdie is 'n meesleurende roman oor 2 mense wat hulle self vir die keuses van die verlede moet vergewe voor hulle 'n ware tuiskoms en liefde kan vind. So die titel van die boek, Die Man van Elders, geskryf deur Helene de Kok, is uitgegee deur Iman en Rousseau en hy kos R350. Wel, dit klink soos iets wat ek baie graag sal wil lees. Helene is een van daai skrywers wat jy maar met vrymoedigheid elke boek wat sy skryf kan aanskaf. Goed, die volgende boek. Volgende een is Rudy van Rensburg. Nou, julle sal hom onthou van die gewilde humoristiese Hans-reeks. Nou, het heeltemal weggebreek van Hans af. Hierdie titel van hierdie boek is Eleksie op Aardvark, of Aardvark, en is dan geskryf deur Rudy van Rensburg. Nou, Soy Swart bedryf sy sukkelende koerantjie op die dorp Aardvark in die Knersvlakte, waar hy sonder moderne tegnologie moet klaarkom. Met die naderende munisipale eleksie neem sy probleme net toe. Die burgemeester en sakeman Duimpie de Plooy dreig om sy advertensies uit die koerant te onttrek as Soys iets oor die verkiesing skryf waarmee hy nie tevrede is nie. Soys moet 'n koordans uitvoer tussen eerlike journalistiek en beriggewing wat nie op tone trap nie. En dis geensins 'n maklike taak nie. Want die eerste keer in 'n dekade word die regerende BA- deur 2 ander partye teëgestaan en daar's talle strydpunte. Die regerende party is onder meer vurige kampvegters vir die behoud van kleinhuisies, terwyl die oppositie spoeltoilette op die dorp wil laat installeer. En dan wanneer 'n horingadder in 'n kleinhuisie sy tande in 'n kwesbare deel van 'n inwoner slaan, klap die eerste eleksieskoot amptelik. So hierdie is weer 'n fantastiese, lekker humoristiese verhaal, Eleksie op Aardvark deur Rudy van Rensburg, uitgegee deur Kwellery en kos R290. Klink definitief ook soos iets wat ek baie graag sal wil lees. Dis definitief daai boek wat jy vir jou oom of jou pa of jou oupa in die kerskous gaan sit. Absoluut. Die laaste boek van vandag? Ek gaan afsluit met Chris Karsten. Die titel daarvan is Al die Swendelaars. Nou op die vooraand van speurder Arie Dou se aftrede beland 'n oënskynlik doodgewone inbraaksaak dig by Wildernis op sy lesenaar. Wanneer hy Gansevlei stables besoek, besef Arie daar skuil 'n slinkse slang in die misdaadtoneel se gras. Die windmaker-eienaar Louis Jooste is nêrens te vind nie, en nog minder Donna Scott, die blonde polospeler wat immer aan sy sy is. Hierdie klink half bekend, né? Waar begin die storie wat Arie uiteindelik oorvertel? By die Turkse perdekopers? Of by Jooste se Ponzi wat Bertie Greef en vriend Dick se neseiers ingesluk het? Of begin als by die miljoene wat uit 'n rusbank op Jooste se stoetplaas verdwyl het?
Hierdie hoogs vermaaklike dog ongewone speurroman deur die meesterverteller Chris Karsten is ideale leesvermaak. Daar's kinkels en kullery en volop skelmstreke, maar soms vang slim weliswaar sy baas. Al die Swendelaars deur Chris Karsten, uitgegee deur Riemann en Rousseau en kos R350. Goed, Leonie, al hierdie boeke saam, 'n waarde van R1000 en ons kykers staan hierdie week weer 'n kans om hulle te wen. So wat is ons kykersvraag? Ons kykersvraag vir oggend is: wie is die skrywer van die boek Al die Swendelaars? Dit klink vir my maklik genoeg, so maak seker jy stuur jou antwoord na hierdie nommer wat nou op die skerm verskyn om 'n kans te staan om hierdie boeke te wen. Lieflike boeke. En onthou, indien jy miskien nou ingeskakel was en jy wil dalk 'n bestelling plaas, kan jy dit sommer aanlyn doen by graffitibooks.co.za. Leonie, dankie dat jy hierdie week by ons in die ateljee kom kuier het. Voorreg, baie dankie Elsa. Ek noem sommer net weer, al die boeke wat ons bespreek het, is beskikbaar by graffitibooks.co.za. Jy kan ingeskakel bly, want dit is binnekort tyd vir jou sport, saam met Arnold Geerts. Maar ek wil net gou weer uitkom by die wenners van die idiome kompetisie. So weer eens baie geluk aan Debbie Friedenthal Oosthuizen met haar idiome, Parels voor die swynewerp en die bobbejaan agter die bult gaan haal. Marisa Tron met benoude katte maak benoude spronge en Tanya Herbst met 'n adder teen die boesem. So julle elkeen wen 'n ATKV meerbek as binnegoed bordspeletjie. Nou ja, jy kan ingeskakel bly, maar ek wil jou net gou daaraan herinner dat al ons interessante, insiggewende en inspirerende gesprekke ook beskikbaar is op die Goeiemôre Good Morning YouTube kanaal. So maak gerus 'n draai daar indien jy enige van die gesprekke misgeloop het en terwyl jy besig is, soos wat ek jou ook altyd daaraan herinner, gaan maak ook sommer 'n draai op ons sosiale media platforms en dit sluit nou in Facebook, Instagram en X. Kyk, as jy ons daar gaan volg, kan jy ook op hoogte bly van allerlei dinge wat hier agter die skerms gebeur. En dis nou so saam met Roseanne en saam met Pieter, wat ons natuurlik reg deur die program baie vermaak. So gaan maak gerus 'n draai daar op ons sosiale media platforms. Intussen hoop ek dat jy al daai eerste koppie koffie in het en dat jy sommer besig is om vir jou 'n tweede koppie koffie te maak. Soos ek gesê het, jy kan ingeskakel bly want Arnold Geerts is binnekort hier met die sport. Ons is nou weer terug.